Hallo almal, in hierdie video gaan ek graad 8 gewone breuke met jou bespreek. Ek gaan jou leer hoe om die breuke met mekaar te vergelyk en dan gaan ons hulle rangskik in stygende en dalende orde. Kom ons vergelyk nou breuke met mekaar. Dit is baie makliker om breuke met mekaar te vergelyk indien hulle dieselfde noemers het. Onthou, die noemer is die getal onder die lyn. Vergelyk nou die volgende breuke met mekaar deur die korrekte verwantskapsteken kleiner as, groter as of is gelyk aan in te vul. So daar leer ek jou nou somme ook 'n verwantskapsteken is kleiner as, groter as of is gelyk aan. Nou hier's die vraag. Ek gee vir jou 3/5 en 'n half. So jy moet nou sê is 3/5 nou groter, kleiner of gelyk aan 'n half. So eintlik lyk dit so. Daar het jy nou 3/5 en daar het jy nou 'n half. En dis mos nou baie duidelik, jy kan sien dat 3/5 is groter as 'n half. Maar stem jy saam, jy kan mos nou nie in die eksamen sulke sketse vir my teken nie. So nou gaan ek jou leer hoe om dit wiskundig uit te werk. So wat 'n mens doen is, die KGV van 2 en 5 is 10. Daarmee is jy vertroud. As jy nie is nie, aan die einde is die les oor wat jy kan gaan klik oor KGV. Nou goed, kom ons gaan aan. So wat jy doen is, jy gaan dan nou die 3/5 maal met 2 op 2, sodat jy 3/5 as 6/10 kan skryf. Onthou jy, ek het hier in die begin gesê, hulle moet dieselfde noemers hê. So ons gaan nou daai noemer 10 maak. En dan vat jy 'n half, en 'n half maal jy met 5 op 5, en hy word 5/10. So wat jy nou eintlik het, jy het die 3/5 is dieselfde as 6/10 en die half is dieselfde as 5/10. En wat sien jy? 6/10, 6 is mos meer as 5. So 6/10 is groter as 5/10. En as ek nou jy is, dan gaan ek net in die eksamen dit terugvat na die oorspronklike sommetjie. Want onthou jy, die 6/10 was die 3/5 en die 5/10 is die half. So 3/5 is groter as 'n half. Kom ons doen nog 'n paar voorbeelde. Die vraag is nog steeds, vergelyk die volgende breuke met mekaar deur die korrekte verwantskapsteken kleiner as, groter as of is gelyk aan in te vul. Nou daar's ons sommetjie. 3/4 en 11/16. Wie is nou groot, wie is nou klein? En ons begin altyd ons werk van links na regs. Nou goed, wat ons doen is, ons wil appels met appels vergelyk. So ons wil die noemers, die getal onder die lyn, dieselfde hê. So ons het 'n 4 en ons het 'n 16. So ons kan daardie 4 verander na 'n 16 toe. En hoe doen ons dit? Ons maal met 'n 4 op 'n 4. Onthou, 'n 4 op 'n 4 is 1, so dit is so goed jy het met 1 gemaal en dan het jy nie eintlik die som verander nie. En wat jy bo doen, doen jy onder. So 3/4 word dan nou 12/16 en die ander kant was 11/16 en nou kan jy besluit, 12/16 is mos nou eintlik groter as 11/16. So jy kyk net na die teller, die boonste getal. En dan as jy wil, dan kan jy jou sommetjie nou net klaar skryf. Jy kan sê, dus, wat was die oorspronklike som? 3/4 is groter as 11/16. Ek sou daarvan gehou het. Die volgende sommetjie, kom ons kyk. 3/7 en 3/5. So ons moet nou 'n verwantskapsteken invul. So wat is nodig? Kom ons zoom in op die noemer. En daar's 'n 7 en 'n 5. So ons KGV is dan eintlik 35. So wat jy doen is, jy gaan sê, die 3 op 7 gaan jy maal met 5 op 5, sodat dit 15 op 35 word. En die 3 op 5
gaan jy maal met 'n 7 op 7, sodat dit op die ou einde 21 op 35 word. So nou kan jy appels met appels vergelyk. Sien jy, die noemers is 35, 35. En jy het hierso 15 is mos nou baie duideliker kleiner as 21. Met ander woorde, mens sê 15 35stes is kleiner as 21 35stes. So ons lees altyd dan van links na regs. En weer eens, ek sou nie daar gestop het nie, ek sou gesê het, terug na die oorspronklike som. Met ander woorde, 3/7 is kleiner as 3/5. Laaste voorbeeld. 7/10 en 13/20. So wat jy nou gaan doen, stem jy saam, ons KGV gaan 20 wees. So ons gaan nou eintlik die onderste getal, die noemer, gaan ons nou verander na 20 toe. So ons gaan bo en onder die lyn maal met 'n 2 op 'n 2. Dus 7/10 is dieselfde as 14/20. En dan die 13/20 ry saam. So nou is die noemers dieselfde, so dis appels met appels, en ons kyk na die teller. 14 is mos nou baie duidelik groter as 13. So ons sê 14/20 is groter as 13/20. En dan net om jou antwoord mooi perfek te skryf, gaan jy sê die oorspronklike som 7/10 is groter as 13/20. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Ons gaan nou rangskik die volgende breuke in stygende orde. Nou wat is stygende orde? Stygende orde beteken van klein na groot. Nou ons probleem, as jy kyk aan die linkerkant, die sommetjie is 7/10, 3/5, 3/4 en 13/20. So wat ons wil doen, is ons moet nou weer hulle dieselfde maak. Met ander woorde, as jy daar kyk, gaan ons 'n KGV van 20 kry. Ons gaan al daai onderste getalle, al daai noemers, gaan ons na 20 toe verander. So ons begin by 7/10. Om 7/10 te verander na 20stes toe, gaan ons bo en onder maal met 2. Met ander woorde, 7/10 is dieselfde as 14/20. En wat jy dan doen, dan gaan skryf jy nou daai 14/20 onder sy maatjie wat 7/10 was. Ons doen dieselfde met die 3 op 5. Ons gaan hom ook 20stes maak. So ons gaan sê 3 op 5 maal 4 op 4, sodat die onderste ene kan 20 word. So 3 maal 4 bo die lyn is 12 en 5 maal 4 is 20. So 3/5 is dieselfde as 12 op 20. En ons gaan skryf 12 op 20 onder sy maatjie, onder sy plekkie by 3/5. 3/4, 3 op 4, ons wil dit ook 20stes maak, so ons gaan 3 op 4 vermenigvuldig met 5 op 5. Bo die lyn, 3 maal 5 is 15 en onder die lyn 4 maal 5 is 20. Met ander woorde, 3/4 is dieselfde as 15/20. En sien jy, ek het onder 3/4 het ek die 15 op 20 gaan skryf. En dan 13 op 20 is reeds op 20. Nou goed, ek het nou nog niks georden nie, ek het hulle nou net almal as ekwivalente breuke, onthou jy daai woord, geskryf. So wat ek nou doen, nou kyk jy na bo die lyn, na die teller. 14, 12, 15, 13. Ons gaan hulle nou rangskik, met ander woorde, dit word eerste, die kleinste ene is 12/20, dan 13/20, dan 14/20 en dan 15/20. So daar het jy nou al eintlik die antwoord. Jou breuke is in stygende orde. Maar wat ek voorstel is jy skryf dit nou net terug in die oorspronklike som. Onthou jy, en jy kan nou sien, die 12/20 is blou en daarom gaan jy dit terugskryf as 3/5. 13/20 is 13/20.
Die 14/20 was oorspronklik die 17des en dan die 15/20 was oorspronklik die 3/4. En daar het jy nou jou breuke rangskik in stygende orde. Hierdie voorbeeld sê nou, rangskik die volgende breuke in dalende orde. So dalende orde beteken dan nou eintlik van groot na klein. Nou ons eerste probleem, as jy nou kyk, sal jy sien dat hierdie is nou eintlik gemengde getalle. En ons moet hulle nou eers onegte breuke maak. So die heel eerste ding wat ons doen, die half is mooi, hy pla nie. Maar die 2 en 7/10, vir hom gaan ons skryf as 27/10 of 27/10 en die 2 en 3/5 skryf ons dan as 13/5. Nou goed, nou is al ons breuke onegte breuke. Ons volgende stap is nou om soos 'n KGV te kry en ons moet dieselfde noemer kry. So dis baie duidelik dat ons noemer hier moet 10 wees, want ons kan hulle net met mekaar vergelyk as hulle dieselfde lyk. So die eerste een wat ons gaan doen is ons gaan die half neem en ons gaan hom nou verander na sy noemer 10 is. So hoe ons dit doen is ons gaan bo en onder die lyn met 5 maal 5 op 5. Dis is half dieselfde as 5 op 10. En dan gaan skryf jy dit onder 'n half. 27/10 is klaar reg. En ons volgende probleem is hierdie enetjie, die 13/5. So ons moet hom ook op 'n 10 skryf. Ons moet die noemer dieselfde kry. So 13 op 5 gaan ons dan maal bo en onder die lyn met 'n 2 op 2 en ons kry 26 op 10. So 13/5 is presies dieselfde as 26/10. So nou is almal op 10, 10des, die noemers is dieselfde en ons moet in dalende orde skryf. So nou, dit beteken van groot na klein. So stem jy saam, die eerste ene gaan wees 27 op 10des, dan 26/10 en dan 5/10. Nou eintlik is jy klaar, maar ek stel voor, skryf hom nou eerder in terme van die oorspronklike som. So nou moet jy net so 'n bietjie terugwerk. Die 27/10, as jy teruggaan, as jy hier teruggaan, was dan oorspronklik die 2 en 7/10. So hy staan daar. Die 26/10, hierdie ene, as jy hom terugwerk, daar 26/10, hy was 13 op 5, met ander woorde, dit is dan 2 en 3/5. En dan die laaste ene, wat oorbly is 5/10, 5/10 wat eintlik 'n half was. En daar het jy hom nou gerangskik in dalende orde. In die volgende les bespreek ek hoe om gewone breuke op te tel en af te trek. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.